Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom hier op Step Up op Kruiskyk. Dit is 'n voorreg om saam met julle die woord te bedien. Dit is 'n absoluut seën om op Kruiskyk se platform te wees. Die platform waar mense die evangelie preek, rou evangelie soos wat ons hom sê. En ons preek die evangelie omdat ons harte is, almal wat op hierdie platform is, dat die wat nie die Here ken nie, die evangelie sal hoor en dat hulle die Here sal aanneem. En die wat dan by die Here is, om dieper by die Here te kom. Dis die platform van Kruiskyk en dis 'n voorreg om hierdie platform te wees. So aan Pastor Clemens Mans en Stefanie Mans wil ons vir die Here alle eer gee vir hulle lewens, vir hierdie visie wat hulle het, vir ons om te kan doen as predikers wat ons doen. So die Here bly goed. Ek glo vandag, elke een van ons wat op hierdie platform ingeskakel is, kry iewers 'n boodskap, of jy hom deur my kry, of jy hom deur 'n ander pastoor kry, of 'n ander leier op hierdie platform, kry jy hom. As jy ingeskakel bly, jy kry hom. Ons is in die boek van Rut, en die begin van die jaar het die Heilige Gees met my gepraat en vir my duidelik gesê, dat as jy hierdie jaar, as jy ooit jou lewe wil getreis het, dan kyk die boek van Rut, en nie almal van ons het goed begin nie, nie almal van ons het lekker begin nie, en soos wat ons almal weet, net omdat ons sy jaar, Januarie maand is, beteken dit is volgens die Jewish calendar, dit is die begin van die jaar nie. In die Joodse kalender is Januarie maand nie die begin van die jaar nie. So ons moet vandag verstaan dat daar is tyd, ons is gebonde aan tyd, maar dit beteken, dis wat ek altyd sê, Kronos tyd, dit is Kronos tyd, is nou, wat 'n tyd dit ook al is, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, ons tyd is Kronos, dan kry ons Kairos tyd is, wanneer hierdie oorlosie nie meer saak maak nie, dit is God se tyd, wat beteken, die Kairos tydperk van God, sal inskop, so jou nuwe, is Kairos se tyd, is God se tyd. En elke keer wanneer ek en jy, elke keer dan begin ons nie, ons weet beteken ons begin met 'n nuwe chapter in ons lewe nie. Partykeer doen God iets nuut in jou lewe en jy weet nie eens is 'n nuwe ding nie. Partykeer ontmoet jy mense en hoor my vandag. Partykeer ontmoet jy nuwe mense, heeltemal nuwe mense wat jy nog nooit geken het, jy het nog nooit met hulle gesprek gehad nie. En daai meeting daar is 'n indication, is 'n marker dat God eintlik vir jou wil sê, ek bring jou in 'n nuwe ding in. En dis hoekom die Bybel sê, the sons of Issachar, they knew the times, the signs of times. En dit was belangrik geweest dat ek en jy moet bid. Ons bid dit. Ons vra, Here, leer my u tyd, leer my hoe om in die Kairos tyd te kom van wat u wil hê ek moet lewe. U tydsberekening vir my, nie my tydsberekening nie dit wat ek dink, want weet jy wat, as iemand jou leed aangedoen het, dan wil jy byvoorbeeld die ding moet nou uitgesorteer word, en baie keer sê God, nee my mens, dit is nie hoe ek werk nie, los die ding vir my, want tyd gaan homself uitloop, tyd loop hom uit, en tyd is time, hy is iets anders.
tyd is 'n leermeester in homself. Tyd is iets wat ek en jy, wat ons kan vat vandag en ons kan sê, Here, ek voel nie dat ek wil iets doen, ek voel my tyd is so by, ek voel dit, but you know what? God se tydsberekening sal altyd perfek wees. Baie keer lyk dit vir ons, vir jou, vir my, dis laat in die dag. Dis nie laat in die dag nie. As ons kyk, as ons net gou kan gaan na Rut toe. Rut was 40 jaar oud. Sy het, haar man het gesterf, Naomi se man het gesterf, Naomi se ander seun het gesterf. So, vir Rut kan het gevoel het, maar ek is 40 jaar oud. Wie gaan my nou vat? Jy weet, wie gaan nou vir my kans sien? Ek het nie, miskien was dit al huwelik. Naomi aan die ander kant sê, noem my sommer Mara, het is verby vir my. En die Here sê, maar julle einde is eintlik my begin. God gebruik 'n einde van 'n seisoen om 'n nuwe begin te bring. En jy moet net een ding onthou, solank jou boek nie eind sê nie, is dit hierdie einde in my mens. Jy kan miskien klaar maak in 'n hoofstuk van jou lewe, maar dit beteken 'n hoofstuk, dit beteken 'n nuwe hoofstuk maak oop. En dit is baie, baie belangrik. Kom ons wees verseker in dit wat ons sê, dat, weet julle wat, ons moet vir die Here sê, Here, ek sê dit, ek wil dit doen, Here, maar op die einde van die dag, wil ek graag hê, U moet my lei, U moet my leer, U moet my onderrig, U moet my wysheid gee, en dis vandag, my hart vir ons, vir myself, vir ons, dat ons moet sê, Here, miskien voel ek op die einde, miskien voel ek vir my, Here, ek is letterlik op die einde van 'n ding, maar ek bid dat U my sal bring in die begin van 'n nuwe seisoen, en dat ek die nuwe seisoen sal verstaan. Ons kyk na Rut en Naomi kom terug van waarvan af hulle kom, Moab, en Rut kom van Moab, en Orpa kom van Moab. Naomi kom van Bethlehem af, hulle het moes uitgetrek, want daar was 'n famine, daar was hongersnood. Hulle kom, die seisoen waarin hulle was, het gegaan van bad na worse. Hulle gaan van 'n dorre seisoen, van 'n seisoen van armoede, wil ek amper maar sê, en droogte en hongersnood, na iets erger, want vir hulle was die hongersnood die ergste. Maar long story short, hulle trek. Elimelech vat sy vrou en hulle trek. Hulle word wel ryker waar hulle is, maar hulle verloor hulle lewens. Malin, Chilion en Elimelech, al 3 die mans van Naomi, haar seuns en haar man, hulle sterwe. En nou lyk dit is erger na wat ons beleef het in die begin, het erger geword. So baie keer moet ek en jy net die seisoen uitbly, dat ons kan sien wat die Here doen, maar baie keer wil ons so eie planne maak, en dan verongeluk ons onsself, want ek wil die ding doen, so Frans wat ek kom wil doen. Ek wil hom hê, soos wat ek kom wil hê in die tyd in, en ek weet jy wat, en wanneer ons baie keer selfsugtige besluite maak, jy weet nie eens die impak wat jy maak op ander mense se lewe nie, want selfsugtigheid is 'n gees wat jou net laat dink aan jouself. Jy dink nie aan iemand anders nie. Jy dink net aan me, myself en I. Ek is teleurgestel. Ek is seer gemaak. Ek is dit en jy weet nie eens wat het gebeur behind the scenes vir die besluit om te kom tot hier nie. En baie keer is ons ooit onselfsugtig geword, want ek wil van my familie iets doen, en jy besef nie eens dat daar's 'n groter prentjie, net as jy en jou familie nie. Daar's iets groter aan die kom en groter aan die gang as net die moment in jou lewe. Dis hoekom ek en jy moet, en Dawid het dit opgesom, Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen die man gaan deur 'n dal van doodskade weer. Ons almal gaan deur 'n dal van doodskade weer. Dit beteken nie omdat ek die Here dien, alles hankie dorie en alles net lekker. Nee my mens, nee. Hierdie goed waardeur ons nou gaan, is eintlik veronderstel om jou te versterk. Is veronderstel om ons wysheid te gee. Is veronderstel om ons insig te gee. Is veronderstel om ons te leer. Ek sê dit altyd in die kerk. Daar's 2 skole wat jy moet deurgaan, my mens. Daar's die skool van die Heilige Gees en daar's die skool van mense, en die Heilige Gees gaan jou deur die skool van mens vat. Wat sê ek daarby? Ek sê vir jou dat wanneer die Heilige Gees jou deur 'n wildernis vat, of deur seasons of your life, my mens, wanneer ons opkom in die Here, then the Holy Ghost will train you. You will go through the school of the Holy Ghost, and that out of 9 or 10 times is the school of the wilderness. So we will have to go through it. Ons kan vir ons hoe wonderlik hou, en ons kan vir ons hoe mooi hou, but that is just what it is. But take keer, ek het nou die dag kyk ek op YouTube, there's a pastor in Nigeria, that's a pastor in Nigeria. Man, die man het miljoene volgers, and he's really, really blessed. Ek speel baie keer van sy liedere op ons radiostasie, wanneer ons die bid hier hou. En I just stumbled, ek kom op hierdie interview af van hom, maar dit was seker nog eens 2 minute nie. En mense praat oor, the anointing that he carries. Hy carry hierdie amazing anointing. As hy man sy mond oopmaak, the presence of the Lord. Weet jy wat sê? Hy sê, ek het my pa verloor,
en ek het my vrou verloor. So wat julle nou van my sien, is as gevolg van dit wat ek verloor het, and that blessed me. Want weet jy wat, ons almal luister na sy musiek, ons almal is blessed met sy anointing wat hy dra, maar niemand het besef dit wat hy deurgemaak het om te kom waar hy is nie. So ek en jy wil entitled wees, maar ons weet nie eens waarvanaf sekere goed kom nie. En dit is wat ek en jy vandag moet inneem. Ons moet rekenskap hou mense met wat aan die gang is. Die lewe gaan nie oor jou nie, en die lewe gaan nog minder oor my. Ons moet respek hê vir mekaar. Naomi sê vir die vrouens voor hulle terugkom, sy sê, man, nog vir my Naomi sê, sy my sommer Mara. En want sy sê, and the Lord dealt bitterly with me. The Lord never told them to move. The Lord never told them to move. Haar man het gesê, kom ons beweeg. Haar man het gesê, kom ons trek. Nou wil sy maak asof God gesê het, hulle moet beweeg, of die Here. Op die einde van die dag het gebeur wat moes gebeur het. Hulle het getrek, en die mans het gesterwe, en hulle teruggekom. Dank God, dat Naomi was sterk genoeg, en sy het by haarself gekom en gesê, man, soos die verlore seun, ek gaan stikkend terug, maar terug gaan ek. Het kan nou maar kom soos het wil. Ek gaan terug. Hulle kan nou maar vir my Mara noem, hulle kan nou vir my lag, hulle kan nou vir my spot, hulle kan nou vir my sê wat hulle wil, maar ek gaan huis toe. And she did that. En het was die beste besluit wat Naomi kan geneem het vir haar en vir haar skoondogter. Want daarna het die Here hulle ontmoet. So die seisoen, ek wil amper sê die dorre beenseisoen het op 'n einde gekom. Hulle kom terug Bethlehem toe, called the house of bread. Hulle stap terug en hulle stap in 'n seisoen wat hulle nie eens een dag het hulle 'n saad, nie een dag het Naomi 'n saad gesaai nie, nie een dag nie. Sy het getrek, nie een dag nie. Maar die Here sê hulle kom in 'n barley harvest. Hulle kom in die tyd en toe dit goed gaan. Hulle kom terug in die tyd toe daar vreugde is en blydskap in die man, ek wil amper sê daar's 'n lied in die lig en wat dit is. En die mense is joyous en die mense is bly en die mense ervaar die Here se teenwoordigheid, want hulle ervaar dat ons kom uit 'n hongersnood uit, ons kom uit 'n droogte uit. En weet jy wat, kan ek jou ook nog iets sê op hierdie ding? Ek is sommer op hoofstuk 1. Ons is eintlik by hoofstuk 3, want ek wil eintlik praat oor dress yourself. Ons het laasweek gepraat oor anoint yourself, maar ek wil gewoon net begin by hierdie ding. Kom ek sê vir jou, iemand moes gebly het. Iemand moes bly. Boas het gebly. Boas is familie van Elimelek. Boas kon ook gegaan het, maar Boas maak 'n besluit. Ek bly. Dit is my huis hierdie. Ek kan nie nou nog ook, ek kan nie gaan nie. En in die seisoen, toe dit droogte was en die hongersnood is op sy ergste en dit gaan nie goed daar nie, toe maak hy 'n plan. Die Here praat met hom en hy sê vir homself, in hierdie seisoen van droogte gaan ek begin saai. Hy kry 'n paar diebares en hulle begin saai. Hulle begin saai saad in die grond en so iemand moes bly. Partykeer wil almal mense omrokkel om te sê, ons gaan. My mens, moet jy nou laat omrokkel nie. Jy moet jy nou laat omrokkel nie. Want enige ding het 'n seisoen. Enige ding het expiry date. As iemand wil loop, laat hom loop. Maar jy moet nie loop nie. Partykeer wil ons is geïnfluence. Wat is influence Afrikaans? Ons is geïnfluence deur mense se opinie. Ons is geïnfluence deur iemand wat iets deurgemaak het. Nou wil hulle vir jou beïnvloed as die woord en vir jou ook laat gaan. Jy gaan nie, my mens. Jy gaan nêrens nie. Of dit nou 'n werk is, of dit in die familie is, of dit in die kerk is, of dit in 'n besigheid is, of wat dit ook al is. Staan jou man. Staan jou man en bly. En sê, Here, maar U het vir my gesê ek moet gaan nie. U het vir my gesê ek moet beweeg nie. En moet jy nie laat beïnvloed deur familie wat met jou praat nie. En broers en sisters en wieever het is, moet jy nie beïnvloed nie. Staan jy jou man, want weet jy wat? The calling that you have on you, they don't have. Dis waar die verskil inkom. So jy gaan die punches meer moet vat, want hulle dra nie die calling soos wat jy dit dra nie. Maar jy is onder die invloed van sekere goed. Naomi sê vir die vrouens, noem my Mara. Maar sy kom terug. Sy kom terug broken, but she comes back. She comes back. Man, stikkend, sy het haar man verloor, sy het alles verloor wat Hanne was. Sy het niks oor nie, want nou, haar skoondogters is kinders wat ingetrou het. So is maklik vir haar om te sê, girls gaan huis toe. Orpa gaan huis toe, Rut gaan huis toe. It was maklik vir haar, because she never gave birth to them. They were the wives of her sons. So het was nie haar eie kinders nie, want as het haar eie kinders was, as sy gesê het, kom ons gaan huis toe. Maar haar kinders is dood, en haar skoondogters is by haar, en sy sê vir hulle, weet julle wat, julle het ouers, julle kan huis toe gaan, ek is okay.
Orpa sê ek die Here seën, ek gaan nou dankie, ek gaan terug Moab toe. Sy pak haar goedjies, koeps en daar sy weg. Rit aan die ander kant sê, ek het iets gesien hierso. Jou gees trek my. Daar's iets groter rondom jou. Jy praat anders, jy is anders, jy laat my anders voel. Jy laat my vol voel. Vir 'n lekker beter statement. Jy laat my voel asof ek is by die huis. You know what I mean? Jy laat my voel dat niks is onmoontlik nie. Daar's iets omtrent jou en ek gaan nie loop nie. Sy sê jou mense word my mense. Amper wat sy vir my sê is, my ouers is daar, want hulle sê nie die ouers is dood of lewendig of wat nie, maar wat hulle wel sê is, dat sy, Rut sê, ek gaan saam met jou Naomi, jou mense word my mense, jou God word my God, sy kom tot bekering, sy sê jou land word my land, dit wat jy lief het, sal ek voor lief wees, en sy sacrifice haar hele lewe, om saam met Naomi te gaan. Weet jy wat? Ek weet nie hoeveel keer ek het nog kan sê nie, en ek dink nie altyd mense hoor wat prediker sê nie, ek dink nie so nie, want dis hoekom ons kom net nie by nie. Jy moet wegstap van sekere goed af. Ek het hierdie boodskap, ek dink nou 2 maande terug gepreek, ek moet hom weer nou sê. Jy moet wegstap van jou ouers se opinie af. Jy moet wegstap van jou suster se opinie af. Jy moet wegstap van 'n broer se opinie af. Jy moet wegstap van 'n niggie se opinie af. Jy moet wegstap van iemand wat jy vir jou beste vriendin se opinie moet jy wegstap. En ek gaan jou sê hoekom. Omdat wat jy dra is nie wat op hulle is nie. So jy moet 'n besluit maak om te breek. As jy kyk na Genesis 12, dan sê God vir Abraham, come out from your country, come out from your people, come out from your land to a land that I will show you. And in that land I will bless you. Hy sê, kom uit van jou vaderland, kom uit van jou familie, kom uit wat comfortable is vir jou, na 'n land toe wat ek jou gaan wys. Kom uit. God sê nie van waar toe hy gaan, hy sê, kom eers uit. As jy uitkom, as jy daai stap in geloof invat, sal ek jou vat na die land toe wat ek jou wil hê. Maar in daai tyd wat hy uitkom, is Lot sy neef nog steeds by hom. Maar as 'n hoofstuk 13, wat Abraham vir Lot sê, ek moet myself separate van jou. Ek en jy moet skei. Ek en jy moet daai kant toe gaan en ek moet die kant toe gaan. En hy sê, en daar's nog 'n skrif in hoofstuk 13 wat sê, en Abraham, in Engelse vertaling, and Abraham broke camp with Lot. He broke camp, betekende, hy het heeltemal geseparate van die twee. En in daai moment gebeur baie goed, want jy kan nie in jou belofte inkom met jou ma of jou pa of my oupa of my ouma se opinie in my koppie. Want weet jy wat, jy word beïnvloed, you get influenced by their opinion and not the words, that God's opinion, the word Jesus. Ek kan nie 'n persoonlike getuienis gee. Ek het verjaar tot groot geword in 'n particular kerk. En ek gaan Engeland tot 1999 en ek is by 'n kerk in Vision International Ministries, ek is daar by 'n kerk onder Bishop Morgan en Pastor Sarah Morgan en mense, en ek leer bid en ek kry die woord op 'n ander level en it's just anders, is net anders. En ek kom huis toe en het voel vir my maar ek gaan nie sê ek kry die huis waar hy was nie, maar tog sê ek so. Asof ek gaan nie sê ek is daar in die kerk, dis nie wat ek sê nie, maar wat ek sê is, I have changed. Maybe they didn't change, but I changed. Ek het verander. En het was so 'n jaar daarna, toe bedank ek die kerk, en my hele familie is daar. En ek gaan na my pa toe en ek sê vir hom, ek kan nie, ek wil graag, ek gaan bedank, want ek voel nie, en bearing in mind, en daai ek is getroud, dus ek gaan na my man toe, en ek gaan na my pa toe. En ek verduidelik my pa hoe ek voel. I've got a broke camp. Ek kan nie, ek gaan dit nie maak nie. Geestelik gaan ek dit nie maak nie. En my pa bless my, en ek gaan na 'n ander bediening toe, in die Kaap. En van die bediening af gaan ek op, en het gaan alle opper. Maar toe ek die bediening bedank, toe was die mense nie baie happy toe ek bedank het. So they said a lot of things to me, wat beteken sommige curses op was. So anyway, nou gaan ek, en die Here begin seën my. Want nou is my hele familie by 'n bediening, maar ek alleen is by 'n ander bediening. En het lyk ek is rebellious op die oog, maar eintlik is ek in die plan van die Here, because I broke camp. En ek was seker 2,5 jaar daar, en die Here sê vir my, begin te bediening. En ek begin te bediening. Ek het die bediening gehad vir omtrent so 5 jaar, en die Heilige Gees sê vir my, gaan join Pastor Gert Kotse, waar baie van julle weet van my Amazing Grace. Ek was daar vir omtrent 4 jaar, en die Here roep my in hierdie bediening in.
wat ek vir jou wil sê is, vir jou en vir my om by purpose uit te kom, gaan jy moet besluite maak wat lyk jy is rebellious teenoor jou familie. Dit gaan lyk jy so rebellious teenoor wat jy weet, dit is al wat ons ken, dit is wat ons doen, my mens. Wanneer God 'n sacrifice require, vir wat hy in store het vir jou, gaan jy moet 'n besluit maak waar jy in jou kamer kom en sê, Here, ek kies U weer. Ek verstaan dit nie lekker nie, maar hier binne in my is te loud, is te hard in my gees om te sê dit is nie U nie. En ons moet by 'n plek kom waar ons sê, ek gaan die besluit maak vir U en U alleen. Ek maak nie die besluit want ek wil mense impress nie. Ek maak hierdie besluit vir U en U alleen. En wanneer jy geroep is vir groot goed, when you are called for greatness, my mens, my dierbare, God is going to request a sacrifice. God sê vir Abraham, jy gaan die vader word van nasies. Maar God versoek 'n offer. Hy versoek 'n offer van Abraham wat sy seun is, sy enigste seun. Because Ishmael was not the promised son. As jy Genesis lees, gaan sê, God says, I require you, or I want to sacrifice Isaac, the only promised son. Wat beteken, God wil hê wat hy vir jou gegee het, die belofte wil hê. Vir wat? Omdat hy dit nodig het? Nee. Omdat hy jou hart toets. Hy toets jou motive. Hy toets wie jy is, hy toets wat jy is. En dis wat die Here wil hê vandag. Ek wil vandag vir jou sê, vir myself sê, daar is vir jou en vir my, that God is going to call into greatness. Jy gaan moet wegstap van 'n paar goed. Ek kan nie vir jou sê wat jy van weg gaan stap nie. Ek kan nie vir jou sê wat ek van weg gestap het. Sal ek dit weer doen? No, I'll do it over and over. I'll do it over and over. Toe die Here my roep uit Amazing Grace het, 2,5 jaar terug, amper 3 jaar terug, het dit gevoel, maar dit kan nie wees nie. Toe hy my roep, die stem van die Here het al hoe harder geword, tot op die punt wat ek moes gaan. As ek nou kyk, dan die evidence in my lewe bewys wie my geroep het. Dis nie Chantel nie, dis nie ek nie, dit was die Here. Want alles wat ek doen, het die seël van die Here op my lewe. Mag die Here jou seën. Ek weet daar's mense vandag wat besluite moet neem rondom jou toekoms. Gaan in jou binnekamer, praat met die Here, kom onder die salwing van die Heilige Gees, dat wanneer jy uit die kamer kom, dat jy weet, die is die Here. Mag die Here jou seën.